Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Christus voor die oue vandaag. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue vandaag, en hulle het hom nader gebring voor hom. Daniël hoofstuk 7 vers 13. Na sy hemelvaart het ons verlosser sy werk as ons hoëpriester begin. Paulus sê, Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Hebreërs hoofstuk 9 vers 24. Vir 18 eeue het hierdie bedieningswerk in die eerste afdeling van die heiligdom voortgeduur. Die bloed van Christus, gepleit ten behoewe van boetvaardige gelowiges, het hulle vergifnis en aanvaarding by die Vader verseker, maar hulle sondes het steeds op die boeke van die rekord gebly. Soos daar in die tipiese diens 'n versoeningswerk aan die einde van die jaar was, so is daar, voordat Christus se werk vir die verlossing van mense voltooi is, 'n versoeningswerk vir die verwydering van sonde uit die heiligdom. Dit is die diens wat begin het toe die 2300 dae geëindig het. Op daardie tydstip het ons hoëpriester die allerheiligste binnegegaan om die laaste afdeling van sy plegtige werk uit te voer, om die heiligdom te reinig. Die koms van Christus as ons hoëpriester na die allerheiligste plek vir die reiniging van die heiligdom, soos in Daniël hoofstuk 8 vers 14 beskryf, die koms van die seun van die mens na die oue vandaag, soos in Daniël hoofstuk 7 vers 13 uitgebeeld, en die koms van die Here na sy tempel, soos deur Maleagi voorspel, is beskrywings van dieselfde gebeurtenis. En dit word ook verteenwoordig deur die koms van die bruidegom na die huwelik, soos beskryf deur Christus in die gelykenis van die 10 maagde van Matteus hoofstuk 25. Die reiniging van die heiligdom behels 'n werk van ondersoek, werk van oordeel. Hierdie werk moet uitgevoer word voor die koms van Christus om sy mense te verlos, want wanneer hy kom, is sy beloning by hom om aan elkeen te gee volgens sy werke. Op die dag van finale afrekening sal posisie, rang of rykdom die geval van enige niemand met geen haartbreedte verander nie. Deur die alsiende God sal mense geoordeel word volgens wat hulle is in reinheid, in adel, in liefde vir Christus.